Evert, terwyl hy daar met Burger Lugvaart in konneksie klim, nee. Hoe lyk jy dinge? As hy, laaste maar nie die minste nie. Daar sê, jy sien daar so sy op, julle het die T100 nou weer hier so, maar hy's nou in spread configuration, nee. Yes, so ons het gou die strooier aangesit daar agter en ons gaan vir julle 'n bietjie kunsmis strooi vandag. Ek sê G sê hulle wil 'n gordyn gooi, julle sê ons glo in die spin. Nee, verduidelik my. So jy kan tot en met 400 kg per minuut gooi en ja, hy het verskillende groottes van gare afhangende wat jy dan nou wil strooi. Kunsmis, korrelgif, saad, enige ding, selfs skils. So maak nie saak wat jy deur hom wil druk, jy dit kan jy doen. En julle is happy dat hy akkuraat sprei met daai spreader system wat julle het, nee. Yes, so terwyl hy vlieg, auto-configure hy ook homself. So as hy sien, jy het sê maar gesê 30 kg per minuut en hy kom agter die middel wat jy gebruik, hy kry nie daai effektiwiteit nie, dan sê hy vir jou, kan ek my auto-configure en jy sê vir hom yes en dan weet jy alles is akkuraat. En dan besluit hy self, okay, right, hoe hy hom vinniger maak ensovoorts. Exactly. En dan jy sê julle het dieselfde drone nou, julle het net die spuitgedeelte afgehaal nou en dan net die kunsmis opgesit. Yes, so as hy kom land het, dan gaan ons gou kyk daar. Hy het 4 klippies, vat minder as 'n minuut. Jy tel net die airframe af en sit hom dan op die strooier en dan gaan hy. Uitstekend. Nou kom ons kyk gou as hy land hierso, dan kan ons gou vinnig bietjie in zoom op drone. Hoekom hardloop julle met 8 propellers? Man, die T100 het die 8 propellers, so ofwel 4 motors, 2 op elke arm. 8 motors. My wiskunde is bietjie uit. Ek wil nou net sê ek sien 8, ek sweer. Nee, so dit help eerstens vir penetrasie. En dan natuurlik is dit ook so 'n bietjie van 'n fail-safe. Sou iets met een motor verkeerd gaan, kan hy nog in die lug bly met die ander wat oorbly. Okay, en dan het julle terwyl hy nou land, daar by julle by die stalletjie het julle ook die nuwe T55. Hy hardloop nou net weer met 4 motors, né? Nee. Yes, so dis die splinter nuwe T55. Daai is dan se eerste een in die land. So het julle die T50 nou net 'n groter tank gaan opsit, is dit wat? Nee, so daar het heelwat verbeteringe gekom. Maar hy is dan op 50 liter kapasiteit. Hy het 'n beter radar as selfs die T100 en die T70. So hy het 'n baie nouer radar van 12 grade af nou na 4 grade toe en dan het hy ook 'n hoër flow rate as die T70 en die T100. So sy standaard flow rate is op 40 liter per minuut en dan sy mist nozzle is op 50 liter 'n minuut. Uitstekend. Nou kyk ons zoom gou 'n bietjie in. Laat ons gou kyk hierso. Jy sê by hierso met daar aanhou gesê 100 liter wat ek kan optel. Ek neem aan 100 kg af by seevlak en dan hierso bietjie minder, nê? Nee. Ja, so dit hang nou maar alles af van jou hoogte bo seevlak, maar 150 liter of dan nou 100 kg. En dan het ons natuurlik die T100, so uit die LiDAR uit. Dis wat ek nou wil vra, hoe en visuele. Hy het nou 'n hele kop besigheid hierso wat hy nou vir wat is al die goed hy. Yes, so beter aerial dat hy kan opvang. Is sy radar en dit is nou maar vir object avoidance. En dan hier in die reg in die rond het hy visuele object avoidance en dan die LiDAR. Hy skiet, ek dink is 300,000 punte per sekonde lasers uit wat dan terugbons en dit teken vir hom 'n prentjie van wat om hom aangaan. So dit hou hom net veilig en help ook met laat hy die lande beter leer ken. So elke keer wat hy hom vlieg, leer hy hom so klein bietjie beter ken. Okay, en dan is hierdie die klippies waarvan jy praat wat jy net afhaal. Dit is hulle. So jy haal hulle net af en dan gaan jy. Klip hom net oop, al 4 van hulle. Jy tel die airframe op, sit die ander ene op en klip hom weer toe en dan gaan jy. Jy moet net kyk dat ek hom reg toe geklip het, nee. Ons wil nie 'n halwe om halfpad deur die dinge voor hy weer deurgaan nie. En dan sê vir my om hom op te vou en al daai goeders redelik eenvoudig maklik. Ja, nee, heel eenvoudig. So jy klip weer eens maar net los, trek die arms in, vou jou lemme op. En vou hom gou 'n bietjie daar. Ja, so ons begin maar met die lemme. Right, einde van die storie en dan sy kom pak. Ek het die eerste gevou, maar ja, dan is dit sy totale grootte is dan. Awesome.
Okay, en dan boonbehalwe hom het julle nog die T70, so waar pas elkeen dan nou in? T70, T55, 70 en dan die T100. So die T55, dit is nou daai ideale drone vir 'n ou wat baie tussen lande wil skuif of 'n alleen gebruiker. Hy's lig genoeg dat jy hom alleen kan optel, hy dra handvatsels. Die T70 is dan jou middelslag groot drone, so hy vat 70 liter of 70 kg en dan die T100 is die groot meneer, 100 liter, 100 kg. En ja, dan het jy 'n keuse van klein tot groot, hang af wat jou toepassing dan is. Okay, en dan ek neem aan actech@nwk kry ek hulle maar net die, moet ek hulle gaan @e-mail, hoe kom ek by julle uit? So, gaan na jou naaste NWK toe en hulle gaan vir jou help. Uitstekend, Ewert. Dankie baie.